Goeiedag julle en baie welkom by nog 'n episode van Leef en Leer. Ouens, vandag gaan ons 'n vuurtjie maak, nommer 1, en dan gaan ons 'n lekker steak braai. So ek hoop julle is reg vir hom. Ek hoop julle geniet dit. Maak seker jy kyk mooi na hierdie video en dan kan jy jou maale verras deur 'n lekker steakie vir hulle te braai. Alright, kom ons begin. Okay julle, so daar's baie maniere hoe ons 'n steak kan voorberei. Okay? Maar een van die maniere wat ons vandag gaan doen is lekker eenvoudig en jy kan kies wil jy hom soeterig hê, dan gebruik ons 'n Jimmy sous of so iets, of gaan ons net soos vandag die plain gewone en lekker manier doen. Alright, so kom ons kyk wat het ons nodig. Dan begin ons met hierdie steak van ons. Heel eerste wil jy so 20 tot 30 minute voor die tyd jou vleis uit die yskas uithaal. Wanneer dit kom by die vuurtjie wat ons maak ek seker ek pak 2 dikkerige stukke in die onderkant. Ek steek hom aan en dan is dit belangrik julle gaan sien ek bou dit lyk soos 'n net. So, die grootes is onder, dan kom daar dunner stukkies aan die bokant, maar hulle vorm op die ou einde 'n net, laat dit so lyk. Okay julle, ons vleisie gaan nou opgaan, maar dit is hoe jy 'n vuur maak. Maak seker altyd jou blits is eerste, klein stukkies hout as jy het kom in die onderkant en dan bou jy hom half amper soos 'n vuur, né? So bou jy hom op boontoe. Alright, so ons gaan hierdie ouetjie los dat hy lekker kolle maak. Intussen, kom ons gaan kyk gou-gou hoe berei ons vleis voor. Baie belangrik, my vleis lê nou lekker hier op die plankie en dan gebruik jy olyfolie en ek smeer lekker al die kante van hom. Weerskante draai ek hom om en ek gebruik hierdie dingetjie om hom lekker te vee sodat hy lekker gesiel is. Dan gooi jy lekker sout en peper op soos julle sien ek doen hierso. Belangrik om genoeg te gooi want hierdie gaan op die ou ende lekker in die vleis intrek. En dan sien julle ook aan die vetkant van die vleis sit ek ekstra sout op, laat hy daar lekker gaar word. Alright ouens, ons vuurtjie brand nou lekker daar aan die agterkant. Hy word lekker warm en ons wil hom kans gee dat daardie kole vuurwarm is. So daai vlamme gaan ons nog nie gebruik om op te braai nie natuurlik, né? So ons gee hom 'n kans. En we gou vir julle 'n triek leer en hierdie is baie belangrik. So volgende keer ek kry altyd nogal raas as ek in die kos vat. 'n Mens wil nie as jy by vreemde mense braai nie, maar baie keer kan jy en hierdie is 'n baie goeie metode, net so in die vleis voel of met 'n tangetjie of met jou vinger om te kyk of dit gaar is. So, die tip wat ek jou wil gee, jy gaan jou hand gebruik. Alright. So kyk hierso. Jy gaan hier voel aan jou hand. Hierdie is baie gaar. Dan is hy omtrent biltong, né? So dan is hy baie gaar. Hierdie is gaar, hierdie is medium en hierdie is medium rare. So, doen gerus die toets. Gaan voel so aan jou hand en dan voel jy hoe hard of hoe sag word hierdie deel van jou vinger wanneer jy dit doen. So as jy hou van 'n medium rare steak, dit is hoe hy moet voel. 'n Medium, so. As jy hou van 'n gaar enetjie, dit is hoe hy voel en dan 'n baie gaar een, dit is hoe hy dan gaan voel. Alright, ek hoop julle onthou dit. Okay, ons vleisie is op. En laaste ding wat ek hier het, is bietjie suurlemoen. So, ons gaan so 'n bietjie suurlemoen gooi aan albei kante as ons hom omdraai, gaan ons aan die ander kant ook gooi en dit gaan hom net so bietjie lekkerder maak. Alright, ek hoop julle geniet nog die les. Julle sal ook sien, my steak is nogal laag op die kole. Alright, ek sit hom nie hier heel bo nie. Wanneer jy 'n choppie of 'n wors of hoender miskien gaan braai, dan sal jy hom op lae hitte sit verder van die kole af. Vir steak, hy wil lekker vinnig gaan, naby aan die kole, so ons gaan hom net so 2 of 3 minute los en dan gaan ons hom omdraai. Alright, ouens, hierso gaan ons steak lekker sny. Hy was nou 2,5 minute in elke kant op die kole en hierso sny ons hom nou lekker om te eet. Julle gaan sien ek sny hom in reepies sodat ons half plankie steak van hom kan maak en ek moet sê hy lyk nogal baie lekker. Hy is perfek, net soos ek hom wil hê, medium rare. Jy kan hom natuurlik nog gaarder maak as jy wil. Alright julle, al wat oorbly is om hierdie vleisie te proe. Hy lyk baie lekker, ek het hom lekker in stukkies gesny en nou kan ons dit geniet.
Ek hoop julle het hierdie les geniet. Dit was vir my baie lekker geweest en ek gaan natuurlik nou lekker eet ook. Alright, volgende keer as jy hierdie video kyk, onthou jou toets, medium rare medium. So doen hom, maak jou male trots en gee vir hulle 'n lekker stukkie vleis en verras hulle. Ons sien mekaar weer in die volgende video van Leef en Leer. Lekker dag ouens.